Voordat ons praat oor die wapenrusting, wil ek eers praat oor hierdie belangrike punt, en dit is, ons doen dit saam. Ek weet nie of jy van films hou en of jy 'n fliekvlooi is nie, maar films soos Mission Impossible of Lone Ranger of die hele 007 reeks, dit is nogal fascinerende reekse, want al hierdie films het hierdie een ding gemeen, is die een held wat half en half op sy eie gaan en dan gaan doen hy alles op sy eie en hy kom terug as oorwinnaar. Dis nie hoe 'n kind van die Here is nie. Ons is kinders van die Here, ons is nie op 'n Mission Impossible waar ek alleen is, of soos Lone Ranger, of soos James Bond wat op sy karretjie ry en hy gaan op 'n missie en hy doen dinge alleen nie. Ons is nie geroep om goed alleen te doen nie. Ons moet dit saam doen as gemeente. Jou oorwinning is in Christus, mits jy in die gemeenskap van die gelowiges is. Saam wen ons. In Hebreërs 10 vers 24 tot 25 lees ons, laat ons nou mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en tot goeie dade. En dan gaan dit verder. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Hoor wat sê die vers? Vers 24 begin deur om te sê, ons moet na mekaar omsien. Ons moet uitkyk vir mekaar, want jy kan besig wees om in 'n stryd te wees en ek kan vir jou bid, ek kan vir jou bemoedig en ek kan vir jou bystaan. En dan sê ons moet mekaar aanspoor tot liefde en tot goeie dade. En dan gaan hy by vers 25 sê, moet dit nie moeilik maak vir jou gemeente om jou by te staan in moeilike tye nie. Dan sê, moenie wegbly nie. Moenie wegbly van die samekomste van die gemeente nie. Die onus is op my en jou om seker te maak, ek bly ingeskakel in die koninkryk. En dan natuurlik, ons moet mekaar aanmoedig. Ons moet ou gaan haal wat weggeraak het. Ons moet hom gaan opsoek en sê, hey, waar is jy? Want baie keer is hy besig om die stryd, en dit is ongelukkig die realiteit. 'n Lone Ranger Christen, 'n 007 Christen, 'n Mission Impossible Christen, is Christene wat val. Hulle val altyd. Hulle kan nie alleen staan nie. En dis my en jou werk om hulle te gaan soek om te hoor waar is hulle. En dan sluit die Hebreërskrywer af met, soos julle die oordeelsdag sien naderkom, om te sê, daar kom 'n dag wat hierdie stryd gaan oorwees, wat ons by die Here gaan wees. So, miskien moet ek dalk net nou sê, ons vrees nie Satan nie. Ons is nie bang vir Satan en kry weg nie. Ons is in oorwinning, maar ons moet dit saam doen. Ons oë is op die Here Jesus. Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het. En die Hebreërskrywer praat eintlik van al die getuienisse van gelowiges wat reeds gesterf het, maar ook soveel te meer die gelowiges wat ons om ons het. Terwyl ons dan hierdie groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. En dit is belangrik. Voordat ons by die wapenrusting kom, is hierdie dalk die kernding om te verstaan. Ek moet dit saam met die gemeente van Jesus doen. Ek moet ingeskakel wees in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus.